Goeiemôre julle. Vandag wil ek gou my bespreking doen oor die kroniekboeke. Nou die kroniekboeke is interessant vir my. Vir die volgende rede is as jy nou konings lees, dan staan daar of jy nou lees van die konings van Juda of die konings van Israel. Jy weet wat nou basies maar behels die 2 en die 10 stamme. Dan word daar baie keer verwys, ja, maar staan dit nie in die kroniekboeke van die konings van Israel, of staan dit nie in die kroniekboeke van die konings van Juda nie. So dit is nou interessant dat nou gaan lees ons in kronieke van die verskillende konings. So dit is amper weer 'n oorsig oor die boeke van konings 1 en 2. Maar wat vir my interessant is, en julle kan dit nou maar self optel as julle ook gaan lees en selfs die net die opnames luister. Daar is baie min verwysing na die konings van Israel. Dis meerendeels die konings van Juda waaroor gepraat word. En dit is ja, dit is so, dit wys jou maar, daar is maar goede wat nie heeltemal reg oorgesit is en ingesit is nie. Daar is definitief goed wat daar moet wees wat nie daar is nie. Soos wat ek nou al voorheen ook vir julle gewys het van die boek van die opregte wat na verwys word in 'n boek soos Joshua. Jy weet so, jy moet verstaan dat as daar boeke in die Bybel is wat verwys na ander boeke toe, dink ek is tog van belang om te lees. Ja, dit is so. Van daai boeke is uit en uit van akademiese belang, moenie 'n fout maak nie. Maar ek dink daar is tog waarde daarin. Ek meen op die einde van die dag as ek tog nou vir jou sê hierdie boek is gebaseer of dit staan so in daai boek, sal ek eerder self wil gaan kyk of dit wel so in daai boek staan. Nie dat ek nou vir jou wil sê dat die wat nie in die Bybel staan is nie waarheid nie. Natuurlik is dit waarheid. Maar julle verstaan wat ek sê. Enige iemand wat 'n bietjie meer wil weet, sal eerder daai kant toe gaan. Maar wat nou uniek is in die boek van die kronieke, is as julle nou mooi gaan luister, sal julle ook hoor, is daar dele wat daar gesê word, hoorie, maar staan hierdie koning se werke nie opgeskryf in hierdie ou se boek nie. Staan hierdie koning se werke nie opgeskryf in daai ou se boek nie. Julle kan nou maar self gaan luister van wie julle na verwys ensovoorts, maar is net vir my interessant, want ek meen daai boeke is nie eers word nie eers gesien onder die kronieke boeke of die apokryfe boeke, as jy dit nou maar so wil stel. Jy weet, boeke wat later uitgehaal is deur Konstantin en ook later deur Martin Luther. 'n ding wat mense nie altyd daarvan hou om te hoor nie, want hulle like om te verwys en sê dis altyd jy weet die Roomse Katolieke Kerk, maar daar is ook boeke wat uitgehaal is deur die Calvinistiese beweging. Ek verwys nou maar na Martin Luther, maar dis nie net hy nie. So dis vir my belangrik dat ons moet verstaan dat as jou boek daar is en hy tog verwysings na ander boeke, dan moet dit maak tog net vir my op die einde van die dag sin om wel hierdie boeke te gaan naspeur. Nou, dit is tog nou nie vir almal belangrik nie, verseker nie. Dit verstaan ek 100%, maar wat ek ondervind het in my lewe, en dit is net ek persoonlik, is ek het baie vrae en onsekerhede gehad oor spesifieke goed. En tog soos wat my studie aangegaan het, en ek toe nou baie van hierdie ander boeke begin lees het, jy weet as jy nou wil sê die apokryfe boeke, en enige ander boeke wat jy wel kan kry, wat na verwysing is uit die Bybel, baie belangrik, want jy kan enige geloofsboek gaan optel, van enige geloof en baie deur mekaar word. Maar die verwysing moet van die Bybel afkom, anders help dit nou nie. Jy weet, anders kan jy die mekaar raak met goed wat jy nie eintlik eers moet lees nie, om dit nou maar so eenvoudig te stel. Maar was dit net vir my baie belangrik, en ek het baie vinnig besef, jy weet, dat daar is maar goed wat uitgehaal is, en dis uitgehaal vir sekere redes. Wat daai redes is nou maar oop vir bespreking. Ander ou kan daai selfe goed lees en jy weet tot 'n ander gevolgtrekking kom. Maar
soos ek sê, dis wat ek ondervind het, maar dis ook omdat ek sekere onsekerhede gehad het en vra, jy weet wat nie, of goed wat nie vir my sin gemaak het nie. Jy weet, dit is maar so eenvoudig. En soos ek sê, daarom sal ek altyd vir jou beamoen en sê, as jy kan, en jy het belangstelling aan, gaan lees hierdie goed. Maar dis baie belangrik dat as jy dit wel lees en dit maak jou meer onseker, dan moet jy dit nie, jy weet, daai boek moet jy dan nou basies maar, ek wil nie sê verwyder nie, maar jy weet, dan moet jy ook verstaan, dit is nie noodwendig dat dit geopenbaar gaan word aan jou nie. En dis nie 'n aanval op iemand of lelikheid of iets nie. Dit is net hoe dit werk. Jy weet, in die lewe, as jy nou dink, jy kry 'n boer, jy kry 'n rekenmeester, jy kry 'n ingenieur en jy kry 'n ou wat in die myn werk. Nie een van daai ouens kan die ander ou se werk doen nie. Ja, hy het dalk 'n oorsig en hy weet dalk hoe die werk verloop en wat die werk is, maar nie een kan tot op daai spesifieke graad daai ou se werk doen nie. Jy weet, en dit is iets wat ons nie altyd mooi wil verstaan nie, en dit werk dieselfde in die geloof. Nie almal is noodwendig bestem om jy weet, om te verstaan, en die interessantheid daarin te vind, om sekere aspekte na te speur en aan te gaan en dit te ondersoek ensovoorts nie. Dit is net hoe dit werk. En dit is nie iets slegs nie, dit is net hoe dit werk. Om 'n voorbeeld nou te gebruik is, as jy nou terugdink, toe hulle die tempel opgerig het, het hulle sekere ouens geïdentifiseer wat goed en kunstig was om sekere goed te ontwerp vir die tempel, of die tabernakel, althans daar in die begin met Moses. So jy moet verstaan dat nie almal is jy weet, hulle het nie dieselfde vlak van kennis eerstens nie, en ook nie tweedens, dis nie vir hulle belangrik nie. Ek weet nie om dit anders te stel nie. Ja, daar is sekere grondvestings wat so is, wat nie oop is vir debat nie, dit is verseker so, maar dit is nie nodig om op die einde van die dag neer te sien op iemand wat dalk nie dieselfde siening het as jy nie. En wat ons gewoonlik doen as 'n mensdom is, jy kry hierdie mense wat oor goed praat wat dalk vir jou glad nie sin maak nie, en dan word jy aanvallerig teenoor daai persoon. Weet jy wat, dit is nie nodig nie. Lag dit af en gaan aan, want dit maak tog nie regtig 'n verskil aan jou nie. Dis die een ding. En dan dieselfde ding aan die ander kant is die mense wat baie keer hierdie goedjies diep ingaan en dit so beskryf en behandel ensovoorts, en dan word hulle net so aanvallig. En dit is ook nie reg volgens my van wat in die Bybel staan nie. Dit is nie nodig om iemand aan te val as hulle nie verstaan waarvan jy praat nie. Pas nou maar daai konsep toe van die ou wat jy in sy huis ingaan, en as hy nie verstaan wat jy sê nie, dan stap jy uit sy huis uit en jy stof ewen die stof af van jou broekspype af. So dis hoe 'n mens daarna moet kyk. En dit is vir my belangrik, want enige ou wat met 'n ander ou redeneer op die einde van die dag, beteken vir my dat daai ou saai verdeeldheid. En om verdeeldheid te saai op die ou einde van die dag, soos wat dit nou maar in die boek staan, is 'n gruwel in die oë van die Vader. So ons moet daai konsep baie mooi verstaan. Ons kan verskil, verseker. En dit is daar gestel om jy weet, daarna te kyk en jouself verder te leer ensovoorts. Maar ons kan ook besluit om we agree to disagree. En dit is fyn. Ons hoef nie kwaad vir mekaar daaroor te wees nie. En dis net die boodskap wat ek al wil oordra vandag, veral met die opsomming van Kronieke, want soos ek sê, dit is maar weer 'n opsomming van die konings. En op die einde van die dag, jy weet, soos wat ek nou tereg gesê het, jy weet, as jy die Kronieke boeke ook luister, sê jy hoor, dan verwys hulle sommer na ander boeke toe. En waar, soos wat ek sê, waar is die groot deel van elke koning op die einde van die dag van Israel se kant? Ja, jy raak so bietjie aan van hulle, maar nie dieselfde as wat jy raak aan die ouens van Judea of die Judeërs op die ou einde van die dag nie. So ek wil net daai konsep daarom net vir julle ook oordra,
En soos ek sê, gaan luister dit maar self en dan kan jy self weer 'n keer die besluit maak. Jy weet hoe ver of hoe diep wil jy nou regtig ingaan. En dit is maar bepalend op die einde van die dag. Okay mense, dis die opsomming vir kronieke. Is 'n vinnige enetjie, 'n kortetjie. Daar's nie regtig baie ekstra interessanthede wat daar gebeur het nie. Dit is meeste van dit is al gedek in die boek van die konings. En dis eintlik amper weer jy weet 'n opkikker om weer te wys wat het gebeur en wat was die redes en. So ja, oulike stukkie. Ons sal nou bietjie meer in die vleis van die woord ingaan, veral as ons hier by goede kom soos Nehemia en Spreuke en Psalms en daai goed. Ja, maar ja, dit is die geskiedenisdeel wil ek amper sê is nou amper half gedek. En van ja, dit raak nou bietjie meer belangrik veral vir die Ou Testament wat nou nogal interessant is. Mense, julle moet 'n wonderlike dag hê en dan praat ons weer met die volgende een. Bye bye.